Liewe gemeente, vandag kom ons weer om stil te word voor God. Om sy goedheid te onthou, om sy stem te hoor en om dankbaar te wees vir dit wat hy vir ons gee. Ons leef in 'n wêreld wat mense maklik kla, waar kritiek baie vinniger kom as waardering, maar in God se teenwoordigheid leer ons 'n ander manier van leef. 'n Manier van dankbaarheid. 'n Manier wat ons harte sag maak en ons verhoudings kom verander. Met dit in gedagte gaan ons nou sittende die volgende 2 liedere saam sing. Die eerste een erkentlik deur die dae wat ons erken dat ons dankbaar is teen die Here, en dan the servant song wat ons herinner dat ons ook hier op aarde geplaas is vir mense, vir mekaar. So net daar waar ons sit, kom ons sing die volgende 2 liedere saam.
Kom nader. Kom in die aangesig van God. Moenie wegkruip nie. Nie jy wat bang voel nie. Nie jy wat skaam voel nie. Nie jy wat droog maak nie. Nie jy wat probeer perfek wees nie. Kom nader. Ja, jy. Ja, ons. In die aangesig van God. Kom ons verbly ons in die Here en ons juig as regverdiges van God. Kom ons jubel dit uit. Alle opregtes. Ons kom vandag saam as mense wat weet, God het ons eerste lief gehad. En hy nooi ons om daardie liefde te leef teenoor ander. Met deernis, met goedheid, nederigheid en geduld. In sy teenwoordigheid ontdek ons weer om dankbaar te wees. Dankbaarheid verander nie net ons harte nie, dit verander hoe ons mekaar hanteer. Kom ons begin met die wete, ons hulp kom van die Here, die skepper van hemel en aarde. Genade en vrede vir julle van God wat gekom het, wat weer kom en elke dag in ons lewens kom. Amen. Omdat ons hierdie wete het dat God, ons hulp van God afkom, dat God in ons lewe is, kan ons nou saam opstaan en die volgende 3 liedere tot lof tot die Here sing. Kom ons staan op en sing ons die volgende 3 liedere saam. Heilige Naam.
op daardie hoë noot sê ons elke Sondag vir mekaar, ons kom hier by mekaar, maar daar's oral kerke wat vanoggend 'n diens het. Dalk op verskillende tye, daar's oral kerke wat almal familie van Christus is. En daarom is daar een ding wat ons elke Sondag opsê, wat ons weer herinner, dat ons almal 'n familie saam is, want ons glo aan God, en die Heilige Gees, en die kerk, en Jesus wat vir ons gesterf het. So ek wil ons uitnooi, daar waar jy sit, kom ons sê die geloofsbelydenis vanoggend saam op as gemeente. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Goed, al die kinders wat vanoggend hier is, ek wil julle uitnooi, kom gou so 'n bietjie vorentoe. Ek wil nou net vra, waar is die dieretuin vanoggend? Daar sy. Dis lekker om julle almal weer te sien. Het julle lekker vakansie gehou? Nee. Okay, het julle lekker gerus daarin? Het julle gerus? O, hier kom Elsa ook, of is dit Anna? Ek ry altyd hulle om. Anna, nee. Ja, is Anna, ek was nou reg. Goed. So, hoe gaan dit met julle vandag? Is julle reg vir aksie? Is julle reg vir die laaste kwartaal? Nee, is net so 'n bietjie tyd, dan sit verby en dan sit alweer Kersfees, weet julle dit? Ja, dit is so naby. Goed, ek het nou vir julle iets saamgebring hierso, danksy Tannie Jolandi, sy het my so klein bietjie gehelp hierso. So, sien julle hierdie bril? Okay. Nou, as ek nou hierdie wasmandjie sien, mamma, julle sal saam met my hierso stem nou. Wasmandjie vol klere, dan raak ek so klein bietjie negatief. Dan is ek nou nie regtig lus nie, want hierdie hele wasmandjie moet nog gewas word vandag, anders is daar nie skoolklere môre nie, nê? Nou hierdie bril is my dankbaarheidsbril. As ek hom opsit, dan sien ek dit anders. So as ek my bril opsit vanoggend, dan sien ek 'n wasmandjie met vuil wasgoed, maar lyk ek snaaks? Ja, ek lyk snaaks, nê. Ek hou van snaaks lyk, dan kan almal vir my kyk, nê. Ek gaan almal vertel van die dominee en haar bril. So, dan kyk ek nou hierdie wasmandjie, dan sien ek 'n klomp vuil wasgoed, ja, maar ek sien my kinders het klere om aan te trek. So ek kan sien, liewe Jesus het vir my kinders kleertjies gegee om aan te trek, so dis nie net sleg nie. Ek kan vir liewe Jesus dankie sê, want hy het klere gegee vir my kinders. As ons skorrelgoed, wie van julle hou van skorrelgoed was? Hou jy daarvan, Elisabeth? Nee, vir Paulus onthou? Kan julle nie vir Paulus onthou nie? Weet jy hoe baie het Paulus van die Bybel geskryf? Bitter baie briewe. Ons gaan bietjie met leer oor Paulus, nê? Nou hy het gesê ons moet altyd dankbaar wees. So Paulus sê, dis hoe ons moet lyk in die lewe. Ons moet ons brilletjie op hê, ons dankbaarheidsbril, en alles wat ons na kyk,
moet ons kan sien wat is goed en vir Jesus kan dankie sê daarvoor. Okay. So selfs al het ek 'n vuil sokkie wat ek nie van hou nie, kan ek dankie sê want ek het 'n sokkie. Ander mense het dalk nie 'n sokkie nie. So dankie vir my wonderlike teddies, nê. Dankie vir my mooi Anna wat 'n kostuum, 'n rokkie, nê. Ek kan mooi dankie sê daarvoor. Ja, okay. Maar julle gaan my vanoggend moet help. Hier is 'n groepie mense, ek weet nie hoeveel vanoggend hier is nie, maar hulle is baie dankbaar. Hulle is die matrieks. Weet julle wat's matriek? Weet julle? Elisabeth? Graad 12. So hierdie kinders is al amper klaar. Hulle gaan nou Dinsdag, ek gaan nou vir jou luister. Dinsdag begin hulle met hulle groot eksamen. So hulle is nie dankbaar vir die eksamen nie. Wie hou van eksamen? Niemand nie. Maar hulle is dankbaar dat hulle vir die laaste keer kan eksamen skryf en klaar maak met die skool. Wat wil jy gesê het, my skat? My mooi digpaar graad 12 gegee, dat die boetjie nou werk toe gegaan, want my ma wou laat ek by haar werk is en ek het lekker doskoppies geraai en ek het Sjoe. So jy's klaar slim, jy kan nou matriek gaan skryf, nê? Nee, okay. Goed, so julle, wil jy net vir so 'n klein bietjie kant toe skryf en dan wil ek enige matrieks wat vandag dalk moontlik hier is uitnooi om vorentoe te kom. Daar is hulle daarbo, hulle gaan nou afkom. Nou voel hulle baie intimiderend hierso voor, nê. Goed. Daar kom nog tweeetjies van bo af. So sien, julle gaan ook een van die dae in die matriek wees. Weet julle dit? Dit gaan net so, dan is julle ook in matriek. Dan gaan julle ook hier voor staan, okay? So hierdie matrieks is 3 van ons matrieks wat laas jaar belydenis van geloof afgelê het. So hulle het nou vandag hiernatoe gekom en ons het nou spesiaal hulle vanoggend genooi. Hulle is baie welkom in die erediens om vir hulle te sê dat hulle sterkte vir die eksamen wat hulle nou gaan hê. Want dit is 'n groot en lang eksamen, nê? Maar ek wil nou hê ons moet vir hulle bid. Tannie Rita het die mooiste gebed vir ons gekry. Ek gaan hierdie gebed bid. Maar nou wil ek die hele gemeente uitnooi. Almal van julle kan of julle hande uitsteek na hulle toe en julle klompie kan eintlik so om hulle gaan staan. Gaan staan so om hulle. Kom die wat wil. Ons gaan nou vir hulle bid. Kom Elisabeth, jy hoef skaam te wees nie. Okay, hulle is te skaam. Dan kan julle net daar sit, dan kan julle ook julle handjies so uitsteek. Okay, gaan julle handjies uitsteek. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Ek staan op die brug, Here, tussen gister, môre en nou. Tussen kind wees en groot wees is ek nou. En ek weet, nog nooit het ek soveel geweet nie, of so min. Nog nooit was ek so groot nie, of so klein. Nog nooit was ek so honger vir die lewe, of so bang nie, soos hy's nou. Here, wees U by my, langs my oor hierdie brug. Want sonder U, Here, wil ek omdraai en vlug. Here, help my om gister suksesvol af te sluit. Help my om myself vir môre te slyp. Help my fokus, Here. Help my lees. Gee my moed en insig en krag vir elke vraestel, elke eksamendag, en elke vak wat ek studeer. O Here, laat my opnuut die wonder van U aarde, U skepping sien. Die hand van die almagtige God wat ek dien. Maak my rustig, Heer, kalm en stil. Hou spanning en angs weg van my. Laat my hand in U sin bly. Amen. Ons gaan nou die ou tradisionele ding doen en ons gaan laat Heer U seën op hul daal, gaan ons saam sing. So gemeente, as julle wil staan, kom ons spreek die seën oor hulle vanoggend uit. Yeah.
Weer sit. Ons het so ietsie kleins vir julle elkeen, baie sterkte met die eksamen. Ons dink vir julle en ons bid aan die vir julle. Daar's hy. Goed julle, kleintjies, julle het sonnaskool, julle moet soet wees, né? Nee? Beloof? Ek kyk vir julle. Okay, 1, 2, 3, daar gaan julle. Nou, hy sal vat hom sommer door, Elisabeth. Gemeente, ons gaan 'n geleentheid gee vir die dankoffers. As ons net een slide kan aangaan. Julle weet dit is 'n spesiale 10de maand in Oktober maand. My wonderlike graad 6 seentjie het my vanoggend gehelp om mooi reg te kry daarso. So as julle kan sien, ons het maar 'n druppel in die emmer van ons mikpunt al hierdie jaar gekry. So asseblief dink daaraan, bid by die Here, hoor ook wat hy wil hê jy moet dalk gee vir die gemeente, want dit is tog die gemeente wat ons wil opbou in die Here se koninkryk en wat gebruik word om die koninkryk op te bou. So ek herinner julle sommer net daaraan, ek gee vir julle 'n visuele hulpmiddel, dan het u nou geleentheid om die Here met die offergawes te dien. Daar waar ons sit, gaan ons leer my, U wil, Heer, saam sing, ook om vir die Here te vra om sy wil vir ons te wys in die gedeelte wat ons vanoggend gaan saam lees. So net daar waar ons sit, kom ons sing, leer my, U wil, Heer, saam.
Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here ons God, dankie dat U ons vandag hier saam nooi. Nie omdat ons volmaak is nie, maar omdat U liefde volmaak is. Dankie vir die goedheid wat dankbaarheid in ons harte wek. Here, ons kom vandag met oop hande, soms harde harte. Leer ons vandag om met U oë na mekaar te kyk. Met sagtheid, met geduld en met vrede. Laat die woord ons harte vul en die vrede ons verhoudings vorm. Leer ons om dankbaar te wees vir die genade, vir die vergifnis en vir mekaar. Laat die woord vandag sag in ons harte val, sodat ons anders uit hierdie plek sal stap, met meer liefde, meer vrede en meer dankbaarheid. Mag alles wat ons doen en sê vandag tot eer van U naam wees. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Kolossense 3 uit, vir die wat dalk wil blaai in die Bybels, Kolossense 3. En ons gaan lees vanaf vers 12. Nou Paulus in die eerste plek voor ons gaan saam lees, skryf hierdie brief aan die gelowiges in Kolosse, terwyl hy in die tronk in Rome sit. Die brief is klaarblyklik in die vroeë 60er jare geskryf, kort voordat 'n aardbewing Kolosse in 61 na Christus getref het en heeltemal verwoes het. Vandag is daar net ruïnes oor. Kolosse is sowat 160 km oos van Efese geleë en 'n stad waar Paulus eintlik baie tyd spandeer het. En 'n getroue medewerker van hom, Epaphras, was van Kolosse en dis waarskynlik hierdie skakel tussen Paulus en hierdie gemeente. En Kolosse was naby aan Laodicea en Hierapolis gewees, waar daar ook Christelike gemeentes was. So kom ons nou met hierdie agtergrond, kom ons gaan lees dan saam in Kolossense 3 en ons gaan saam lees vanaf vers 12. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle ook vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Tot sover. Ek wonder of julle dalk al opgelet het. Vir my is dit nogals baie kenmerkend. As jy instap in 'n kamer in of in 'n saal in of 'n iets in en jy sien 'n persoon wat nie noodwendig baie het nie, maar jy kom agter daar's 'n vrede wat uit daai persoon uitstraal. Hierdie persone sê maklik dankie. Hulle kla nie die hele tyd oor alles wat verkeerd is en wat hulle dalk nie het nie. En jy voel sommer net tuis by daardie persoon. Hulle sê dankbaarheid is so sonskyn, dit verlig alles rondom jou. Maar ondankbaarheid is soos 'n koue wind en dit maak alles ongemaklik. Paulus hier in Kolossense 3 sê, as jy 'n kind van God is, dan wys jy jou dankbaarheid nie net in jou gebede nie, maar in hoe jy ander mense hanteer. Ek het 'n oom gehad in Serenitas, hy het baie jare saam met my gestap en ek en hy het baie goed saam gedoen. En hierdie oom was altyd net vol blydskap.
Hierdie oom moes amper sy voet afsit een keer van suiker en alles en hy was vol blydskap. Sy vrou het swaar gekry en hy vertel my van die vrede in sy hart. En op 'n stadium eendag by die Bybelstudie sê hierdie oom vir my, hy het geleer, sy hele lewensmotto is, you must have an attitude of gratitude. Nooit besef hoe hard dit my getref het tot die dag wat ek hom moes begrawe nie. En in daai oomblik wat ek daar staan en alles in my breek, want hierdie oom is nou weg, hoor ek hierdie attitude of gratitude en ek besef, ek het soveel jare saam met hom gehad. Ek het soveel jare van sy wysheid gehad, ek kon met hom praat, ek kon hom bel en hy het my gewys wat dit beteken om dankbaar te wees. Kristen Butler het so mooi geskryf, sy het geskryf, it requires a willingness to look at the world and notice the good and the positive. Like anything else you do, gratitude is also a muscle. The more you notice the things to appreciate, the more things you find to appreciate. Ek gaan dit net herhaal die laaste sinnetjie. The more you notice things to appreciate, the more things you find to appreciate. Paulus gebruik hierdie woorde in die laaste 2 verse en hy sê, wees altyd dankbaar. Hy sê, met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere voor God sing. En hy sê ook baie pertinent, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Dankbaarheid. As ons bly is oor al die mooi dinge wat ons het en geniet en vir God daaroor kan dankie sê, elke liewe dag, elke oomblik van my lewe. Hierdie week het ek agtergekom dat die een ding wat ons regtig ondankbaar maak, is ons verwagtinge. Ons verwag iets gaan op 'n sekere manier gebeur en as dit nie so gebeur nie, dan is ek ongelukkig. Ek wil hê dinge moet so loop en as dit totaal en al anders te gebeur, dan kan ek vir jou sê, wat's alles verkeerd. Ek kan nie die goeie raak sien nie. 2 mense kan op dieselfde plek gaan reis en die een is so opgewonde en kan nie wag nie en beplan alles en alles is net reg. En die ander een is so besig met die werk, die oomblik toe hulle op die vliegtuig klim, toe besef hulle, o ja, ons gaan nou iewers heen. Vir die een wat nou uitgesien het na alles, wat alles beplan het en niks regtig so uitgewerk het nie, sien nie die mooi in die plek waar hulle is nie. Kan nie dankbaar wees vir die geleentheid om daar te wees nie, want alles is verkeerd. Die persoon wat op die vliegtuig geklim het na hierdie rowwe tyd by die werk, sien nie mooi, ervaar die rustigheid, beleef 'n dankbaarheid, wat die ander nie kan raak sien nie. Kom ons aanvaar dinge maar wat dit is. Dit is wat dit is. Die lewe is soos wat hy is. Soms gooi hy ons rond, soms kry ons meer seer as ander kere, maar die woord leer vir ons, leer om ten alle tye dankbaar te wees. Al is jy net dankbaar, dat die Here saam met jou stap in die moeilike tye. Al is jy net dankbaar, dat daar iemand is wat net vir 'n oomblik na my gemounery sal luister. Al is jy dankbaar vir die vuil wasgoed, want jy weet jou kinders se klere om aan te trek. Ons mense het die laaste ruk so negatief geraak. Ons kla eerder oor absoluut alles, ons is krities teenoor mekaar, ons is krities teenoor almal, en ons kan nie die goed in die wêreld raak sien nie. Hoe gaan die wêreld sien hoe goed God is, as sy eie Christene ondankbaar en ontevrede is met alles? Paulus beklemtoon dat ons as Christene anders moet dink. Ons het hierdie verbintenis aan Christus Jesus en dis hoe ons moet dink. As jy besef dat jy verbind is aan Christus Jesus, beïnvloed dit alles. Vir Paulus is die opstanding nie net iets wat met Christus gebeur het nie, dis iets wat met ons ook gebeur. Die oomblik as jy in hom glo, verander jou status. Ons is in Christus. Nie meer dood vir die sonde nie, maar opgewek vir die lewe.
Dankbaarheid begin in die eerste plek by wie ek in Christus is. Hy herinner ons so mooi, hy sê, julle is God se uitverkorenes, heilig, geliefd. Met ander woorde, jy leef nie dankbaar omdat alles reg loop nie, jy leef dankbaar omdat jy weet wie jy is. Van dankbaarheid groei uit jou identiteit uit. Ek is nie net iemand wat probeer goed wees nie, ek is geliefd deur God self. 'n Dankbare mens is iemand wat onthou, ek is vergewe, ek is gekies, ek is waardevol vir God. Wanneer jy dit weet, hoef jy nie met jaloesie of wetywering of bitterheid teenoor ander te leef nie. Jy kan begin om met meegevoel, goedhartigheid en sagmoedigheid te leef. Want jy leef in oorvloed, nie tekort nie. Paulus skryf alles eers wie ons is in die Here, voor hy skryf hoe ons moet lewe. Want wie ons is in die Here is die basis van ons geloof. Uit hierdie identiteit, uit weet ons die Here, ons is die Here se. Ons opdrag kom daar uit na vore. Paulus gebruik hierdie beeld van 'n geestelike klerewinkel, waar 'n mens jou klere vervang, jou ou klere uittrek, en vervang met nuwe klere. Die nuwe klere wat 'n nuwe mens verstel. 'n Nuwe mens met deugde, 'n nuwe mens met 'n identiteit in Christus, met kwaliteite wat van God afkom. En dit is dan waar hy praat van hierdie innige meelewing. Meelewing wat ons ontwikkel, deernis, omdat mense kan sien, ons gee om. Goedheid, sodat ons goed wil doen aan ander mense. Nederigheid, sodat ons nie die hele tyd oor onsself dink nie, maar meer oor ander mense dink. Sagmoedigheid. Hierdie is 'n woord waarmee ons altyd sukkel, en ek lees toe iemand sê, dis nie hardhandigheid nie, toe verstaan ek dit onmiddellik beter. Om mense, om myself, met 'n sagtheid te hanteer. En dan die belangrikste, geduld. Wanneer ons emosioneel uitgeput is, wanneer dinge moeilik raak, wanneer dinge nie loop soos ek het wil hê nie, wanneer ek geïrriteerd raak, dan sukkel ek om geduld toe te pas. Hierdie 5 deugde dui aan watter vorm van optrede Jesus se volgelinge moet hê. Veral ten opsigte van ander mense. Dis die dinge wat ons moet aantrek, die dinge waar ons moet uitblink eintlik, die dinge waaraan ander mense ons sal ken, die dinge wat die mense God deur ons laat sien. Hierdie kwaliteite is iets waaraan ons moet werk. Dis iets wat ons onderling mekaar moet help, dis iets waaraan jou familie dit moet raak sien, jou vriende moet dit raak sien, die werksmense, die persoon by die teller moet kan weet, daai deugde leef in jou. Nog 'n ding van dankbaarheid in hierdie teks sê, dankbaarheid bring verdraagsaamheid en vergifnis. Paulus sê dit baie duidelik, verdra mekaar en vergewe mekaar in vers 13. Dis maklik om dankbaar te wees as almal vriendelik is. Maar ware dankbaarheid wys dat wanneer iemand jou te nakom, jy kies om nie te vergeld nie. Nie vashou aan daai wond nie, maar eerder laat los, dat die Here verder vat. Eerder vergewe, en jou dankbaarheid so wys. Wanneer jy onthou hoe God jou vergewe het, kan jy begin om ander mense te vergewe en sagter te hanteer. Dalk is daar iemand in jou lewe wat jy vandag moet los. Nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat jy dankbaar is dat God se genade elke dag nuut is in jou eie lewe, en dat hy jou vergewe. Dit beteken dus dat jy mense sal vergewe, omdat jy meer lewend is, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam. Ons moet sorg dat die dinge opgelos word in ons verhoudings met mekaar, en ons moet die onvrede aanspreek, en mekaar vergewe, en aangaan.
Dankbaarheid bou liefdevolle verhoudings tussen ons. Paulus sê dit weer in vers 14 en 15, beklee julle met liefde. Dit is die band van volmaaktheid. Liefde is die gom wat verhoudings vashou, selfs al verskil ons. En kyk wat sê Paulus daarna, laat die vrede van Christus in julle harte heers. As jy dankbaar is, maak jy vrede, nie oorlog nie. 'n dankbare mens is 'n vredemaker in die huis, by die werk, by die kerk, oral waar jy kom. Wanneer jy dankbaar is vir ander, sien jy hulle nie as 'n las nie, maar 'n geskenk. Dit beteken dat jy mense sal lief hê, omdat jy meelewend, gesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam is. Liefde is die volmaakte of die perfekte band wat ons aan mekaar bind en wat vrede bring. Dit beteken dat jy vrede met ander sal soek en dit ook maak. Vers 15 se opdrag is dat die vrede van Christus in gelowiges se harte en lewens moet eers. Paulus sê ook dan vir ons, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Sing met dankbaarheid in julle harte. Ware dankbaarheid maak dat God se woord jou denke vul, dat dit jou mond uitloop. 'n dankbare hart sing makliker, selfs in moeilike tye, soos Paulus in die tronk sit en lofliedere sing. As jy begin om te sing van God se goedheid, begin jy anders kyk na mense. Dankbaarheid verander hoe jy praat, hoe jy luister, hoe jy optree. En dit beteken ook dat jy sal sorg dat die woord van Christus, die Bybel, ryklik oral waar jy kom sal woon. Want dit is hoe jy meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam kan wees. Dit sluit in dat ons in dankbare psalms en geestelike liedere na God toe sal bring. Dankbaarheid sluit alles in. Hy sê, wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Dit is die geheim van 'n dankbare lewe. Alles. Van hoe jy jou kinders aanspreek, hoe jy met jou kollega praat, hoe jy die kassier groet in Checkers, hoe jy die parking guard groet as jy verby hulle loop, kan 'n vorm van dankbaarheid wees. Dit beteken dat ons hele lewe in woord en daad elke dag en elke minuut sal gaan getuig van God se gehoorsaamheid in ons lewe. Soos vers 17 van ons vra. Want ons wil meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Dankbaarheid verander dinge, dankbaarheid verander huise, waar mense mekaar leer waardeer, minder kritiseer. Dit verander kerke, waar ons meer diensbaarheid is en as 'n familie in sagtheid kan groei. En dit verander gemeenskappe, waar mense mekaar se laste begin dra. Ek lees vanoggend hierdie een quote, wat is nou die Afrikaans daarvoor, en ek wil dit so graag vir ons lees. Dit sê, when you are grateful, an invisible blanket of peace covers you. It makes you glow. It makes you happy, strong and warm. Gratitude puts the mind at ease about everything around you. Sê en doen alles in die naam van Jesus. Alles. Niks word uitgesluit nie. Jou hele lewe, alles wat jy doen moet in die naam van Jesus gedoen word. Dit beteken dat jy oral op so 'n manier praat, dat iemand wat jou hoor sal kan sê, dit is iemand wat in Jesus is. Mense moet kan beleef dat jy geduldig is. Mense moet kan beleef dat jy omgee, dat jy vergewe, dat jy leef en praat op 'n ander manier. Dit beteken dat jy nêrens, hoor nou mooi die sinnetjie, nêrens eintlik lelik kan wees met mense nie. Of iemand jou afkraak, of iemand liefdeloos is. Jy as Jesus volgeling kan nie haatlik optree nie.
Jy kan nie ander seer maak nie. Jy is daar om liefde te wys. Orals moet dit wees asof jy Jesus is. Nie net op 'n Sondag by die erediens met die lekker koffie nie, orals waar jy gaan. Ek dink die belangrike wat ons vanoggend vir mekaar moet sê is, ons as mense sukkel. Ons kry dit nie reg nie, maar in hierdie teks weer eens kom sê Paulus dit vir ons so belangrik, ons krag kom nie uit onsself nie. Dit kom uit die Here. Hierdie Jesus wat op aarde geleef het, wat al hierdie goed gedoen het, leef in en deur ons. En wys vir ons hoe om te leef. Sy voorbeeld wys vir ons presies hoe liefde lyk. En ons moet dit doen, want ons is in Christus. Ons moet dit alles doen, sodat ons ook kan hoor, hoe hy vir ons sê, mooi so, goeie en getroue slaaf. En ons sê vir God dankie deur Jesus. Want is Jesus wat sy lewe gegee het, sodat ons ten volle kan leef. Dalk is God se uitnodiging aan jou vandag. Begin weer dankie sê. Vir God, vir mense. Dankie vir die klein dinge soos asemhaal, vuil wasgoedmandjies, kos, vriende. Dankie vir geloof, 'n geloofsgemeenskap. Want dankbaarheid is aansteeklik en dit maak verhoudings gesond. Amen. Ek gaan vir ons 'n oomblik gee daar waar ons sit, word stil voor die Here. Praat met hom oor dit wat jy vanoggend gehoor het. En dan sluit ek vir ons daarna af met gebed. Here, U het ons eerste lief gehad en U vul ons elke dag met goedheid wat ons nie verdien nie. Dankie vir die woord wat ons vandag herinner het, dat dankbaarheid ons verander. Hoe ons dink, hoe ons praat, hoe ons met ander leef. Leer ons om dankbaar te wees, nie net met ons lippe nie, maar in alles wat ons doen. Laat ons liefde, vergifnis en vrede dra, sodat ander deur ons U kan sien. Help ons om die vrede in ons harte te dra, die liefde in ons woorde en die dankbaarheid in alles wat ons doen. Mag ons hierdie week lig dra waar daar donker is, vrede bring waar daar spanning is, en liefde wys waar daar seer is. Amen. Ons gaan afsluit met die woorde van hier is die kerk, om ons ook te herinner dat ons die kerk is, ons met hierdie dinge gaan uitleef as ons hier uitstap, en laat ons gaan dien met God se liefde. So kom ons staan, en dan sing ons saam, hier is die kerk.
stel ons aan, ons is gekies. U gee ons u gees, laat u gees oor ons daarheen gaan. Maak hier u wil, deur ons bekend, net soos dit is, dat mense dit ken. Laat u gees oor ons daarheen kom. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is en liefde bring. Elke mens in ons tempel, deur genade en goedheid bewys, waar ek van u liefde getuig. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is en liefde bring. Elke mens in ons tempel, deur genade en goedheid bewys, waar ek van u liefde getuig. Waar ek van u liefde getuig. Gaan dan uit, bekleed met liefde, gevul met vrede en gedra deur dankbaarheid. Mag die vrede van Christus in julle harte heers. Mag sy woord in julle woon en mag julle dade sy naam eer. Dit sal wees, Here, amen. Laat dit sal wees, Here, amen. En laat ons leef soos u leer, Here, amen. Laat dit sal wees, Here, amen.